ons inligting bestaan daar geen replika van die Londslot musket wat tydens die Van Riebeeck era na die Kaap gekom het nie. In Suid-Afrika is daar geen sulke gewere beskikbaar nie. Hier is 'n Londslot roer wat in Suid-Afrika is en waarvan die slot 'n getroue replika is van hoe die musket se slotmeganisme gewerk het. Om met hierdie wapen te vuur was 'n baie omslagtige proses. Alhoewel hy eenvoudig en sterk was die meganisme, het 'n mens probleme gehad omdat jy 43 stappe moes volg, vandat jy besluit om te skiet, totdat jy die koel voor by die loop uitgekry het. Wanneer 'n mens nou wou vuur, dan het jy in die eerste instansie, het jy die pan oopgemaak en jy het 'n bietjie pankruit daarin gegooi. Daarna het jy die dekseltjie weer toegemaak. Nou het 'n mens uit 'n koker wat jy aan jou sy dra, het die musketier gegaan en hy het 'n bietjie van die kruit, die koker se kruit wat vooraf afgeweeg is, het hy in die loop aangegooi. Hy het sy laaistok gevat en hy het die kruit in die loop vasgestamp. Daarna het hy die lopers of watter koel sy ook al mee wou skiet, het hy daarvan gevat, dit in die loop ingegooi, weer 'n pluisie geneem, dit bo-op gesit en dan ook hierdie pluisie vasgestamp en daarna sy laaistok teruggeskip. Nou was die roer van hom gereed gewees om te vuur. Voordat hy kon skiet, het hy eers 'n tonteldoos geneem en die lont wat hier is, aan beide punte aan die brand gesteek. Die twee koeltjies het dan gegloei, omdat die ding voorheen was hy behandel gewees met 'n bietjie salpeter. Wanneer hy nou sy teken sien en hy besluit om te skiet, dan moes hy eerste instansie die pan oopmaak. Hy kon die koeltjie, voordat hy hom oopgemaak het, 'n bietjie aangeblaas het, maar as hy nou gesien het die koeltjie gloei lekker, dan kon hy hom maar so gehou het. Dan het hy die pan oopgemaak, hy het gemik, en wanneer hy die sneller trek, het die lont afgekom, dit het die pankruit aan die brand gesteek, die het deur die sintgaatjie gebrand na binnekant, en daar was 'n ontploffing gewees, en die koels het in die rigting van die teiken getrek. In sommige wêrelddele het die Londslot roers en die Londslot muskette tot aan die einde van die 18de eeu die amptelike militêre vuurwapen gebruik. Maar hier in die Kaap was dit anders. Hier het die lompgewere met hulle koeltjies vuur wat somtyds doodgegaan het, baie keer die skut in die steek gelaat om homself te beskerm.